Jou liggaam is jou liggaam. Dit behoort aan jou. Jy is vriendelik en goed. Dit laat jou gelukkig en veilig voel as jy familie en vriende het wat vir jou omgee en vriendelike en goeie dinge saam met jou doen. Om gelukkig te voel beteken dat jy meer lag as wat jy huil. Wanneer jy wel huil, kan diegene wat vir jou omgee jou help. Hulle sal luister wanneer jy moet praat oor dinge wat jou hartseer, kwaad of bang laat voel. Dit voel vertroostend wanneer vriende en familie op bedagsame en sorgsame maniere met jou praat. Hulle sal jou vertel hoe trots hulle op jou is. Maak nie saak hoe klein jy mag voel nie. Om sterk en gesond te wees is belangrik vir jou liggaam. Om elke dag gesonde kos te eet, help jou om te groei. Die mense in jou lewe wat die meeste vir jou omgee, moet altyd goed vir jou sorg. Alle kinders moet die kans kry om veilig en versorg te voel. Soms is kinders gelukkig genoeg om dit te hê en soms het hulle dit nie altyd nie. As jy dinge sien wat skrikwekkend lyk, voel jy dalk bang vir jouself en vir ander, of jy voel dalk verward. Jy kan dalk sien hoe mense ander slaan. Jy kan ook seer kry aan jou lyf of van woorde wat mense vir jou sê. Iemand kan aan jou raak of jou uittrek op 'n manier wat jou ongemaklik laat voel. Sommige mense wat hierdie dinge sien of deurgaan, voel sleg in daardie oomblik en soms kom daardie slegte gevoelens eers later. Jy kan so geskok wees dat dit lyk asof jy niks voel nie. As jy op enige manier seergemaak is, kan jy bang, senuweeagtig of hartseer voel. Dit kan baie verwarrend wees en dit kan jou dalk bekommerd maak. Jy mag dalk voel jy wil vir mense wegkruip. Jy mag dalk makliker kwaad raak of vind dat jy nie meer die dinge geniet wat jy altyd geniet het nie. Jy het dalk probleme om te slaap en kry regte vreesaanjaende drome. Soms sal jy net skielik voel asof dit weer met jou gebeur. Ons liggame sê soms vir ons dat ons nie veilig voel nie. Wanneer ons bang of onveilig voel, kan ons liggame baie begin sweet. Ons maag word seer, ons harte klop baie vinnig of ons voel senuweeagtig en bewerig. Soms kan selfs die kleinste geluid ons laat spring. Nie almal weet dat hierdie tekens vir ons kan praat as ons nog nie die woorde gevind het nie. Dit is goed om nee te sê wanneer jy onder druk voel om iets te doen wat ongemaklik of sleg voel. Dit is ook oukei om sleg te voel of te huil wanneer slegte dinge gebeur. Jy kan hulp vra wanneer jy in 'n skrikwekkende en gevaarlike situasie is. Soms weet jy dalk nie hoe om vir iemand te sê nie. Jy weet dalk ook nie vir wie om te vertel nie. Daar is dalk vriende buite jou familie wat jou kan help. Ander maniere om hulp te vra kan wees om 'n brief aan jou onderwyser te skryf of 'n kinderlyn te bel of na 'n kliniek of polisiestasie te gaan. Hulle sal weet hoe om jou te help en jou weer veilig te laat voel. Soms wanneer ons probeer om met volwassenes te praat, verstaan of glo hulle nie wat ons vir hulle sê nie. Wanneer dit gebeur, kan ons baie bang en alleen voel. Dit is belangrik om aan te hou probeer om met verskillende volwassenes te praat, totdat jy 'n volwassene kry wat sal luister en jou probeer help. Daar is mense wat jou veilig wil laat voel. Hulle wil jou groot en sterk en gesond en gelukkig sien word. Want jy is goed en dapper en geliefd.